Goeiemôre. Ja, interessant as ek nou kyk na die kommentare op die foto's wat ek opsit. Ehm mense wat oplet na die skoon strate van Point Noir. Dit is ook net in sekere gedeeltes van die stad waar dit so mooi skoon is. Ek dink die city center waar die meeste buitelanders kom, is skoon, maar die buitewyke waar minder uitlanders kom is maar verskriklik vuil en baie besoedel en jy kan dit duidelik sien op van die foto's. En dit is so, die kontras daar is enorm en die kontras tussen ryk en arm is ook nogal 'n skok as 'n mens dit sien. Daar is byvoorbeeld die een gebou wat Exxaro gehuur het vir hulle expats om in te bly. Dit is 'n woonstelblok, maar die woonstelunits is so groot soos 'n huis binne en dit is baie gerieflik en baie modern. Ek het nou nog verkyk aan daai kaste en toiletsitplekke in die plek wat Vicky en Morney hulle gebly het, wat hulle was mos nou werknemers van Exxaro. Nou daai kasdeure, as jy die kasdeurtjie toemaak, hy klap nie toe nie, hy gaan so saggies toe totdat hy nou heeltemal toe is. En dieselfde met die toiletsitplek ook. Jy hoef nie die toiletsitplek neer te sit nie. Jy los hom net en dan gaan hy self en dan maak hy so mooi saggies toe. So ek het my verkyk aan daai tipe luxury. En as jy uit hierdie woonstel uit by die venster uitkyk, dan is daar reg langs aan hierdie duur en moderne gebou is daar mense wat in shacks bly en wat vir hulle kos gaar maak net daar in die grond in die son. So die kontras tussen ryk en arm is ook baie groot en die kontras tussen georganiseerd en chaos is ook baie groot. Maar soos wat ek nou vir julle in so 2 vertellings terug gesê het, die vertellings van die Kongo begin nou so 'n bietjie einde se kant toe te staan. So ek kan nou vir julle vertel van toe ambassadeur Meji ons kom besoek het op die plaas. Sy is 'n Suid-Afrikaanse vrou en sy is die hoofambassadeur wat aangestel is oor 6 lande in Wes-Afrika se ambassadeurs. So die ambassadeur in die Kongo op daardie stadium was wat was nou sy naam? Ek kan dit nou nie onthou nie. Maar sy was nou die persoon aan wie hy moet terugvoer gee. En sy het in Gabon en die Kongo en nog 4 lande rondom die Kongo moes sy gereeld daar rondtes doen om te gaan kyk hoe die ambassadeurs wat onder haar aangestel is, vaar met hulle projekte en wat ook al hulle nou doen. Toe kom ambassadeur Meji eendag na ons op die plaas, weer met 'n hele gevolg van voertuie. Hulle is altyd 3 of 4 voertuie, want dit is drywers en die sekretarisses en die administratiewe personeel en 'n klomp mense van die ambassadeur van die ambassade wat altyd so saam rond beweeg. En dan het hulle 'n backup voertuig ook vir ingeval hulle in die paaie vasval en hulp nodig het. So toe kom die hele gevolg nou daaraan en ons het soos altyd mooi vir hulle voorberei en nou kom kyk hulle na die boerdery. En sy is 'n baie skerp vrou. Toe sy toe 'n bietjie met die boere gepraat oor die poging wat ons nou daar aanwend en so aan. En toe sy nou sien wat ons alles vermag het daar in die middel van nêrens, want sy ken daai dele van Afrika, sy weet hoe dit gaan en hoe moeilik die omstandighede is. Toe sê sy vir Wynand, Mr. De Tooy, I will make sure that they don't rename the Toy Street in Pretoria because of you. So dit was nou nogal 'n baie oulike en skerp opmerking van haar. Want sy reken omdat Wynand reg gekry het wat hy gedoen het daar in die Kongo, moet die straatnaam van De Tooy straat in die stad van Pretoria behoue bly. Dit was nou 'n opmerking wat ons nou baie waardeer het van haar. En sy het nou die dag daar spandeer en na die boerdery gekyk en so aan en dit het baie goed verloop. Toe deur die loop van 2013 terwyl ons op die plaas was, kry Wynand 'n uitnodiging van die president van die Kongo, Denis Sassou Nguesso. En die uitnodiging is vir die viering van die beëindiging van die Bosoorlog, die 25 jaar Brazzaville protokol reunie.
En hy het op daardie stadium nie eintlik geweet wat die Brazzaville protokol behels eintlik nie. En met die beëindiging van die oorlog waarvan hy mos nou gevangene was, okay, dis nou hoekom ons genooi word. Ons is nou 'n gas van die president. En dit gaan nou oor die feesvieringe om die beëindiging van die Bosoorlog te celebrate, en dan gaan al hierdie lande wat nou daarmee te doen gehad het, bymekaar kom, en daar's klomp mense soontoe genooi en ons is nou van die gaste. Nou is dit 'n baie grand funksie want dit word gehou in Brazzaville, die hoofstad. Nou moet daar reëlings getref word. Ons moet Brazzaville toe gaan vir die funksie. Ons het 'n aandpak nodig, ons het 'n aandrok nodig en ons het niks sulke goed nie. Flip, ons bly in die middel van nêrens, ons dra elke dag shorts. En nou moet dit gereël word. En so tref ons nou al die reëlings. Nou kontak ek my ma en my sussie, die oudste sussie Janel, en ek sê ek het 'n aandrok nodig vir hierdie funksie. En ek stuur hulle in die winkels van Pretoria in met hulle selfoon, en nou moet my sussie rokke aanpas en nou moet my ma vir my foto's neem en dit vir my stuur sodat ek 'n rok kan kies. Maar wat nou op die einde eintlik nogal snaaks is iemand my sussie sien, sy's baie korter as ek en ons is heeltemal verskillend gebou, en dis nou eintlik die ironie en die snaaksheid daarvan. Maar om een of ander rede is ons mate dieselfde. Ons lyk heeltemal verskillend, maar ons mate is dieselfde. So sy pas die rokke aan, my ma neem foto's en dan stuur hulle dit vir my Kongo toe, dan sê ek wat se rok ek wil hê. So het ek toe nou 'n rok gekies, né? En nou moet dit gereël word dat hierdie rok moet nou gestuur word Brazzaville toe saam met iemand wat ook na die funksie toe gaan uit Suid-Afrika. En dan moet ek die rok in Brazzaville nou by die mense kry en dan kan ons nou na die funksie toe gaan. En Wynand reël met Frank en Chantal wat in Point Noir bly. Frank, hulle bly permanent daar al hulle hele lewe lank. So hy reël met Frank dat hy by hom 'n suit nou gaan leen en 'n das en elke ding wat hy nou nodig het. En dit was nou 'n hele logistiese reëling of note om nou al hierdie lospunte bymekaar te kry oor 'n strek van tyd, want ons het die uitnodiging baie lank voor die tyd gekry. Deur die loop van 2013 het ons dit gekry en die funksie sou gewees het 2013 Oktober, November, so datum na die einde van die jaar toe. En nee, dit sou later gewees het, seker oor Desember. Ek weet nou, ek is nou nie presies seker oor die datums nie, maar in elk geval. Wat toe nou intussen tyd gebeur is, op die 5de Desember 2013 is Nelson Mandela oorlede. Toe kon hierdie funksie nie voortgaan op die datum soos wat hulle beplan het nie. Toe word hierdie hele funksie uitgestel. En dit is toe nou uitgestel na Februarie van 2014 in plaas van laat 2013. En hulle laat weet toe, okay, hierdie funksie is nou uitgestel. Toe moet ons nou in die tussentyd teruggaan Suid-Afrika toe, want die kinders gaan nou met skool begin. En dan kan ek nou uit Suid-Afrika uit opvlieg vir die funksie in Brazzaville en dan vir Wynand daar kry. Toe gaan ek nou terug Suid-Afrika toe, ek en die kinders, en die tyd gaan toe nou verby en so aan. Nou is dit tyd vir hierdie funksie in Brazzaville. Toe het my maale nou die rok gestuur vir hierdie Mandy Jacobson waarvan ek julle vertel het, wat gekom het Kongo toe om daai dokumentêr se onderhoud met Wynand te kom doen. Sy sou vir my die rok Brazzaville toe gevat het. So toe Nelson Mandela oorlede is en alles word nou uitgestel, toe word almal se lewens nou weer gerearrange. En ek laat weet vir Mandy, okay, hou net die rok by jou in Johannesburg, ek kom terug Suid-Afrika toe voor die funksie. Toe ek in Suid-Afrika kom, toe moet ek nou eers Sandton toe ry om nou die rok te gaan haal. En toe het ek nou uiteindelik die rok. So die president, omdat ons die president se gaste was, betaal hulle vir alles. Hulle betaal jou retourvliegtuigkaartjie van waar ook al jy jouself in die wêreld bevind en jou hotelkostes vir die tyd wat jy in Brazzaville moet wees vir die funksie. So toe is Wynand in die Kongo en hy het vanaf Point Noir gevlieg Brazzaville toe. Dit is 'n uur se vlug. En hy sê hy het first class gevlieg, maar toe hy aan boord kom, al wat hy gekry het was 'n plastiek koppietjie koue aanmaakkoeldrank. En ek het uit Suid-Afrika uitgevlieg met Air Kenya
En dit was besigheidsklas, so dit was 'n absolute treat geweest. Dit was regtig baie aangenaam. En op die lughawe word jy absoluut prioriteit behandel want jy is nou 'n gas van die president. En toe ons nou al die logistics uitgesort het van Wynand wat nou die pak by Frank moet kry, toe is Frank se hemp te klein vir hom en hy het ook nie 'n strikdas nie, as ek nou reg onthou, ja. Toe het ek in Pretoria 'n hemp en 'n strikdas gaan huur om saam te vat Brazzaville toe en ek het mos nou my aandrok. Okay, so hier gaan ek. Toe vlieg ek Air Kenya na Nairobi toe en op Nairobi het ek oorgestaan vir 'n paar uur, lekker in die business lounge. Yes, hulle kyk mooi na hulle passasiers daar. Dit maak 'n baie groot verskil om in 'n business lounge te wag. As jy 'n 6 ure tydperk het wat jy moet wag vir jou connection flight, dan maak 'n business lounge nogal regtig 'n groot verskil teenoor as jy net in die lughawe gebou moet sit en wag. En almal is so vriendelik met jou want jy is nou 'n gas van die president. Hulle is so vriendelik dat mens skoon skuldig voel daaroor. En toe vlieg ek nou van Nairobi af Brazzaville toe. En toe ek in Brazzaville land ook, absolute prioriteit. Jy wys net daai brief van die president, dan help hulle jou deur al die soos douane en customs oral waar jy nou moet papierwerk doen en so. En toe het hulle vir my 'n swart Mercedes en 'n drywer gestuur om my te kom haal op die lughawe en te vat na die hotel toe in Brazzaville. En dit was omtrent 'n ondervinding want daai drywer, hulle is soos sekuriteit ook, hulle het ook oorfone in en kommunikeer met mekaar en dit is 'n hele doel om die gaste te organise. Toe het daar 'n Amerikaanse man wat met 'n baie swaar aksent praat, is toe ook op daai vlug wat ek is. Maar ek het nie geweet hy is ook 'n gas van die president nie. Maar die drywer het dit geweet. So toe tel die drywer nou vir my en hierdie mannetjie op. En hy is bietjie aan die fyner kant. En hy het so 'n wit suit aangehad. Nou ry ek en hierdie man nou saam in hierdie swart Mercedes deur die stad van Brazzaville nou na die hotel toe. Maar hulle ry verskriklik vinnig. En al die verkeer moet nou pad gee want hulle het nou gaste van die president. En dit is nou eintlik dit het my so belaglik gevoel want daar's geen rede hoekom hulle hoef te jaag nie. Dis nie 'n noodgeval nie. En ons is eintlik maar net gewone mense. Dit hoef nie daar hoef nie so bohaai oorgemaak te word nie. Dit is eintlik 'n groter risiko om so te jaag as wat dit is om net normaal te ry. Maar in elk geval, dis hulle manier hoe hulle dit doen. Nou, soos ek sê, mens voel skoon skuldig nou die verkeer hier aftrek dat die presidentsie se fancy swart karre net kan verbykom. En so trek ons toe nou in daar by die hotel en Wynand is toe nou nog in Point Noir. So toe ek by die hotel aankom, toe ek nou eers vir so rukkie alleen. En ek en hierdie ou met die wit pak stap toe nou in die hotel in en die eerste persoon wat daar werk wat ons sien, sê toe nou Monsieur en Madame de Trois, nee, hulle dink ons is 'n koppel. Dit was my vrek snaaks geweest. Ek sê nee, hierdie is nie Monsieur de Trois nie hoor. Moet hom maar asseblief nie in dieselfde kamer as hierdie ou sit nie. En toe wys hulle nou vir ons, hy gaan toe nou sy rigting na sy kamer toe en ek gaan kyk nou die plekkamer wat ek in Wynand kry. Alles baie grand, baie nice, regtig vreeslik aangenaam. Dit was amazing om so 'n ander kant van die Kongo te beleef en om as prioriteit behandel te word, want as jy daar op die plaas bly, dan voel dit vir jou asof die hele wêreld van jou vergeet het. En toe nou nie lank nie, toe kom Wynand ook daaraan, selfde swart taxi, prioriteitsbehandeling van die lughawe af tot by die hotel. En dis ek en hy nou daar vir ek dink 3 aande, 2 of 3 aande. Die aand voor die funksie en die aand van die funksie en toe nog 'n aand of so. En toe het ons nou hierdie doel gaan bywoon. Nou het Wynand hierdie aandpak aan en ek het nou 'n aandrok aan en dis blinkgoeders en oorbelle en hare wat mooi gedoen is en alles. En toe ons nou hierdie funksie is dit toe in 'n massiewe konferensielokaal wat soos in 1500 sitplekke in het. So dit is enorm. Dit is 'n baie groot en lekker fasiliteit.
En oral by die plek waar jy gaan sit, is daar oorfone wat toe is in plastiek, wat jy kan oopmaak. En dan is daar 'n klein skerm waarop jy kan kies watter taal jy wil luister, want daar is tolke oralste wat al die tale vertaal wat daar gepraat word, almal wat nou oor die wêreld genooi is, om nou te vertaal wat daar gepraat word. En ek en Wynand sit nog so, en toe ons nou so kyk, sien ons maar hier is ambassadeur Magie, wat by ons was op die plaas. Die een wat gesê het, sy bewonder wat die boere daar reg gekry het in die Kongo. En ek en Wynand waai vir haar, ons sê, hallo ambassadeur Magie, onthou jy ons? En ons sien sy kyk so, en jy kan op haar gesig sien, sy weet nie eintlik wie ons is nie, en sy groet maar net, en sy gaan sit. En dit was toe nou 'n baie lang storie geweest, dat ons die heel dag daar gesit het, en geluister het na al die verskillende politieke leiers se toesprake, en bydraes, en goed wat nou gaan oor die agtergrond van die Bosoorlog. En Jacob Zuma was ook daar, en ander lande se presidente ook. En ja, ons het omtrent so 3 sitplekke van Zuma afgesit. Dit het hy ook 'n paar woorde gepraat, en Pik Botha was ook genooi vir die funksie, maar hy kon dit nie bywoon nie as gevolg van gesondheidsredes. Dit hy 'n verteenwoordiger daar gehad wat namens hom die toespraak gedoen het. En toe nou as soort van afsluitingsitem vir hierdie funksie, te wys hulle daai dokumentêr waarvan ek julle vertel het, waarin Wynand toe nou is met die deel wat hulle op die plaas kom verfilm het, waarvan ek julle vertel het. Toe wys hulle hierdie dokumentêr om nou die einde van die oorlog te vier, want toe wys die dokumentêr gaan oor die invloed wat al die verskillende lande se politiek gehad het, en alles wat 'n rol gespeel het, wat gemaak het dat die Bosoorlog toe nou eventually tot 'n einde gekom het. En die feit dat Wynand in die tronk was in Angola speel 'n baie groot rol in al die onderhandelings en dinge wat gebeur het, en hy het dit nooit besef nie. Hy het dit nooit in sy lewe geweet nie. En eers na afloop van die Brazzaville protokol het Wynand presies geweet wat het werklik gebeur. Hoekom was hy gevang en het hy vir 2,5 jaar was hy aangehou in Angola. En dit was 30 jaar nadat dit gebeur het. En hy sê ook, hy het in die 90's al 'n poging aangewend om sy eerste boek te skryf, maar hy was stilgemaak. Sy rekenaar was gesteel en die programme, dit was vernietig, sodat hy nie die boek moet kan skryf nie. Maar ook gelukkig so, want hy het nie al die inligting gehad al in die 90's oor wat werklik gebeur het. Hoekom is hy toe gevang en aangehou in Cabinda nie? So eers so onlangs soos in 2014, met die funksie in Brazzaville, het hy die laaste stukkies van die legkaart bymekaar kon inpas oor wat het werklik gebeur. Hoekom was hy gevang? En dit het hom in staat gestel om toe nou sy eerste boek, Jurasbok, te skryf. En hy was totaal verstom en overwhelmed, glo ek, daaroor dat hy eventually in sy lewe die antwoorde gekry het. En ook op so 'n manier, ons boer in die Kongo, toevallig, en hier word ons nou genooi. Baie mense het gedink dit het te doen met die boerdery. Hoekom word ons nou genooi? Hoekom word die ander boere nou nie genooi nie? Maar dit het niks met die boerdery te doen nie. Dit het te doen met die feit dat Wynand toe nou in die tronk was. So toe nou, na afloop van die funksie met al die formaliteite en die wys van die dokumentêr, toe was daar nou natuurlik 'n heerlike social na die tyd, fantastiese kos en musiek, en dit alles het gebeur in 'n massiewe groot markies tent, en die presidente was daar, en ons almal het saam geëet en gekuier en gesocial, en dit was toe nou net fantasties. En dit is toe nou waar Wynand die medalje van die president ontvang het, kavalierskap van die Republiek van die Kongo. Dit is die hoogste toekenning wat 'n nie-Kongolees kan kry in die Kongo. So met ander woorde, 'n foreigner. Die hoogste toekenning wat 'n foreigner kan kry in die Kongo. Spot Wynand toe sê hy, toe hy terugkom op die plaas, wys hy die medalje vir ou Naftal wat daar werk, en hy sê, jou president het vir my hierdie medalje gegee. Denis Sassou Nguesso, hierdie medalje vir my gegee, en hy sê, ek is nou 'n kavalier. En Naftal het daai medalje so gekyk, en hy het net gesê, patrou kavalier,
wat nou maar is baas kavalier. Toe is Naftal natuurlik over the moon van trots dat sy patroon vir wie hy werk, kavalierskap gekry het by die president. Maar om nou terug te kom na die funksie toe, is toe nou eers na afloop van die hele funksie, toe kom ambassadeur Maggie by ons aan en sy sê, sy het ons nou glad nie herken nie, sy het nie besef dis ons wat op die plaas was waar sy was nie. Sy het dit glad nie by mekaar uitgebring. En toe sê sy ook, omdat ons heeltemal anders aangetrek is, op die plaas as ons vuil en vol stof en plakkies en uitgewaste klere, en hier sit ons blink en uitgevat by hierdie funksie in Brazzaville. Toe was daai vrou so verstom, om nou vir ons daar te sien en om te besef dat dit is Wynand wat op die plaas is, wat so hengske poging daar aanwend, dis nou einste hy wat die gevangene was in Angola. So dit was, behalwe daarvoor dat ons so goed behandel was, omdat ons die president se gaste is, was dit net 'n ongelooflike ervaring op 'n persoonlike vlak, glo ek, vir Wynand. Vir my, ek kan my net indink hoe dit vir hom moet wees. Vir my was dit 'n fantastiese ervaring en ek's baie bly vir hom daaroor dat daai sirkel voltooi is van waar dit begin het, hoe dit uitgedraai het en so, want daai sirkel was altyd oop. Hy kon dit nooit regtig afsluit nie. Nou het daai sirkel toegemaak. So dit is nou voltooi. En dis my wonderlike voorreg en ek is so bly daaroor om deel van dit in sy lewe te wees. So ek kan vir julle nog vreeslik baie oor dit vertel en baie inkleer en baie detail gee en so aan. Maar ek gaan afsluit deur om te sê, dit was vir my ook 'n ongelooflike ervaring op persoonlike vlak in die opsig dat toe ons op die plaas gebly het, nee, dit voel dit asof die hele wêreld van jou vergeet het en jy is in jou eie genade oorgelaat en jy is moedeloos want niks werk uit nie en alles is moeilik. Alles is ekstra uitdagend, alles is ekstra moeilik. Alles is ekstra onseker. En ons was glad nie as prioriteit behandel nie. Ongelukkig nou maar deur die mede-Suid-Afrikaners. En dan ewe skielik op 'n dag dan is jy soos die belangrikste persoon van die funksie en dis baie kontrasterend. En soos die slag wat ek op die lughawe probeer ingaan het met daai gumboots wat hulle my nie wou toelaat nie. Nee, you're not allowed to go in with boots. Teenoor nou is jy die president se gas, nou word jy hier deur die lughawe gevat en alles word vir jou gedoen en jy kry net die kleinste kos en die kleinste drinkgoed. Toe ek nou die dag terugvlieg van Brazzaville af terug Suid-Afrika toe na hierdie funksie, was my hengse trane dal en 'n swaar afskeid om te neem van Wynand. Toe klim ek op die vliegtuig nou weer eerste klas. Nou sit ons daar op die Brazzaville lughawe en nou styg hierdie vliegtuig nie op nie. Hy vat lank. En hulle draai en hulle draai en hulle draai en hulle vat flippend lank, né? Nou ek sit nou daar in die besigheidsklas, maar nou ek het mos nou baie geduld want ek het nou al 2 jaar in die Kongo gebly, so ek het nou geleer hoe om geduldig te wees met hierdie mense. En hier kom die lugwagdien by my en sê ek vreeslik bekommerd, né? Sy sê maak net verskoning. Nee, dit vat nie gewoonlik so lank nie en ek moet nou net asseblief geduldig wees, maar vlugte in Afrika is maar so, want hulle het nou net een van daai goed op hierdie lughawe waarmee hulle die vliegtye reverse en daai ding is nou besig om nou eers ander vliegtye te reverse. Ek moet nou net asseblief, alles is alright, wil ek iets drink, het ek iets nodig? Toe sy nou so vreeslik besorg oor my. Toe besef ek lyk nou soos 'n uitlander wat gewoond is aan business class vlieg en ek's gewoond aan first world problems. Maar wat sy nie weet nie, is dat ek eintlik maar net op 'n plaas gebly het met uitgewaste klere en met plakkies rondgeloop het van die môre tot die aand en glad nie so spektakulêr lewe het soos wat sy dalk dink omdat ek nou besigheidsklas vlieg en 'n president se gas is nie. So ek het in 'n kort tydjie die uiterstes ervaar van niks tot waar jy nou ietsie kan beleef. En dit gee ook weer vir mense heeltemal 'n perspektief oor die lewe. Is eintlik verdien almal om as prioriteit behandel te word. Is dit nie waar nie? Dis nie net mense wat jy dink behoort prioriteit te geniet nie. Eintlik behoort almal altyd prioriteit en respek te geniet. En van die res sal ek julle môre verder vertel.